Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag donderdag, die 30ste April 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: dubbele moord skok die Mahikeng gemeenskap. Nuushooftrekke vir vandag: Minister van Landbou moet sy plan bekend maak vir die BKS inentings. Dubbele moord skok die Mahikeng gemeenskap. Die boeregemeenskap is onder druk weens ekonomie en weeromstandighede. Die nuwe polisiekommissaris beloof etiese leierskap. Griquas wil druk vir 'n tuissemiefinaal in SA bekerreeks. Rooi kaart vir sokkerspelers wat hulle monde bedek in wêreldbeker sokkertoernooi. Die stil gemeenskap van Mahikeng in die Noordwes-provinsie is in diepe skok en rou na die brutale moord op 'n bekende en gerespekteerde egpaar, Marlene en Sergio Gomez. Die egpaar was die trotse eienaars van die bekende Totobola slaghuis, 'n besigheid wat oor die jare heen 'n gevestigde naam in die dorp geword het. Hulle is beskryf as hardwerkend, vriendelik en toegewyd aan hulle gemeenskap en hulle dood laat nou 'n tasbare leemte in Mahikeng. Volgens voorlopige inligting het die Suid-Afrikaanse Polisiediens gereageer op berigte van 'n skietvoorval by die egpaar se woning. Met hulle aankoms op die toneel het beamptes op die liggaam van Marlene Gomez afgekom. Sy is op die toneel doodverklaar nadat sy noodlottig geskiet is. Sergio Gomez, wat ook tydens sy aanval gewond is in 'n kritieke toestand na die plaaslike hospitaal geneem. Ten spyte van mediese personeel se pogings om sy lewe te red, het hy later aan sy skietwonde beswyk. 'n Getuie wat tydens die voorval in die omgewing was, het aan die polisie vertel dat 'n groep gewapende en gemaskerde mans die egpaar oorval het. Die aanvallers het glo die woning binne gedring, die egpaar gekonfronteer en daarna op hulle geskiet. Na die skietery het die verdagtes met kontant en selfone weggevlug. Daar word ook berig dat hulle die egpaar se Ford-bakkie gesteel het en daarmee van die toneel af weggejaag het. Die voertuig is teen hierdie tyd nog nie opgespoor nie. Die motief vir die aanval word in hierdie stadium as 'n gewapende roof ondersoek, maar die polisie het aangedui dat alle moontlikhede ondersoek sal word. Geen arrestasies is nog gemaak nie en die soektog na die verdagtes duur nog voort. Die tragedie het 'n golf van hartseer en woede deur die gemeenskap gestuur. Inwoners van Mahikeng sê hulle voel nie meer veilig in hulle eie huise nie en dat geweldsmisdade besig om 'n hand uit te ruk. Hulle beskryf die Gomez egpaar as mense wat altyd bereid was om ander mense te help en 'n positiewe bydrae tot die dorp gelewer het. Gemeenskapsleiers het intussen 'n dringende beroep op wetstoepassingsagentskappe gedoen om hulle sigbaarheid in die gebied te verhoog en daar werklik op te tree teen enige misdaad. Daar word ook gevra vir beter samewerking tussen die gemeenskap en die polisie om soortgelyke tragedies in die toekoms te voorkom. Die SAP doen 'n beroep op enige iemand met inligting oor hierdie aanval, die verdagtes of die gesteelde voertuig na vore te kom. Alle inligting sal streng vertroulik hanteer word en mense kan ook anoniem inligting aan die polisie deurgee. Terwyl die ondersoek voortgaan, bly die gemeenskap in rou en ondersteuning stroom in vir die familie, vriende en werknemers van die Gomez egpaar. Hierdie tragiese voorval dien as nog 'n skerp herinnering aan die uitdagings van geweldsmisdade in Suid-Afrika en die dringende behoefte aan oplossings om gemeenskappe meer veilig te maak. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, staan onder toenemende druk om teen 5 Mei 2026 omvattende nasionale plan bekend te maak om die verspreiding van backing closure oftewel BKS in Suid-Afrika te bekamp. Die siekte wat die land se veesektor reeds vir maande nou het ernstige ekonomiese implikasies vir boere gemaak, vleisprodusente en uitvoermarkte. Suid-Afrika het reeds sy status as backing closure vrye land verloor, wat uitvoere negatief beïnvloed het en groot finansiële verliese veroorsaak het. Die druk neem toe op die regering. Verskeie landbouorganisasies en produsente het hulle frustrasie uitgespreek oor die volgende: stadige reaksie op uitbrekings, tekort aan enstofvoorrade, onsekerheid oor regulasies en bewegingsbeheer van vee. In provinsies soos KwaZulu-Natal, Limpopo en Noordwes-provinsie het uitbrekings vinnig versprei met duisende gevalle wat reeds aangemeld is. Die plan waarskynlik gaan insluit is, hoewel die finale besonderhede nog nie bekend is nie, dui huidige beleidsrigting dat die plan waarskynlik die volgende kernpunte sal bevat. Nommer 1, massa-inenting van vee. Die regering het reeds miljoene dosisse enstowwe ingevoer en versprei met fokus op hoë risikogebiede. Nommer 2, strenger biosekerheid en bewegingsbeheer. Die nuwe regulasies sal waarskynlik ingestel word om die beweging van die diere beter te beheer en die verspreiding van die virus ook te kan beperk. Nommer 3, samewerking met die private sektor. Daar is gesprek om private veeartse en rolspelers toe te laat om te help met inentings en die bestuur van die siekte.
het aangestelde waarnemende nasionale polisiekommissaris, Bolen Dempane, het aangedui dat etiese leierskap en integriteit sentraal staan in haar plan om die Suid-Afrikaanse polisiediens te herstel en vorentoe te neem. Dempane se aanstelling volg op 'n tyd van groot onsekerheid binne die polisiediens nadat die vorige kommissaris, Vannie Masemola, geskort is weens beweringe van korrupsie en tenderonreëlmatighede. Dempane het beklemtoon dat die SAPD nou 'n nuwe pad vorentoe betree waar etiese optredes prioriteit sal geniet, openbare vertroue herstel moet word, korrupsie daadwerklik beveg sal word. President Cyril Ramaphosa sê dat dit noodsaaklik is dat wetstoepassingsagentskappe sonder vrees en bevoordeling optree en dat die integriteit die kern van hulle werk moet wees. Die polisie bevind hom tans in 'n diep krisis met grootskaalse korrupsiebeweringe, arrestasies van senior beamptes, ondersoeke deur die Madlanga Kommissie na georganiseerde misdade binne wetstoepassingsagentskappe. Operasie Floreer het nog 'n deurbraak gemaak nadat 4 verdagtes Dinsdag in Kaapstad gearresteer is tydens 'n polisieoptrede wat gefokus het op die bekamping van ernstige misdade. Volgens die owerhede is die verdagtes in besit gevind van groot hoeveelhede dwelms, onwettige vuurwapens, ammunisie waarvoor hulle nie gelisensieer was nie. Die beslagleggings vorm deel van 'n breër poging deur die Suid-Afrikaanse polisiediens om georganiseerde misdaadnetwerke te ontwrig en onwettige wapens uit sirkulasie te verwyder. Die 4 verdagtes sal binnekort in 'n plaaslike landdroshof verskyn op aanklagtes wat verband hou met onwettige besit van vuurwapens, onwettige besit van ammunisie en dwelmverwante oortredings. Die staat het reeds aangedui dat hulle die toekenning van borg gaan teenstaan en voer aan dat die aard van die misdrywe ernstig is en dat die verdagtes moontlike gevare vir die gemeenskap sal inhou. 2 beskuldigdes, onder wie Bellarmine Mugabe, is in 'n plaaslike hof gevonnis na 'n ernstige skietvoorval waarin 'n tuinwerker gewond is. Die hof het beslis dat Mugabe 'n boete van R600,000 moet betaal, terwyl sy medebeskuldigde tot 3 jaar direkte tronkstraf gevonnis is vir hulle rol in hierdie voorval. Die skietvoorval het groot ontsteltenis veroorsaak nadat 'n tuinwerker tydens hierdie insident gewond is. Besonderhede rondom die motief is tydens die hofverrigtinge aangehoor, waarna die hof bevind het dat daar genoegsame bewyse bestaan het om beide beskuldigdes skuldig te bevind. Beide Mugabe en sy medebeskuldigde was sedert hulle arrestasie en aanhouding gewees. Die tydperk sal in ag geneem word as deel van die vonnis wat opgelê is. Die owerhede bevestig dat Mugabe gedeporteer sal word sodra sy boete betaal is. Sy medebeskuldigde sal gedeporteer word nadat sy tronkstraf uitgedien is. Die deportasie sal in samewerking met immigrasieowerhede geskied, aangesien beide beskuldigdes nie Suid-Afrikaanse burgers is nie. Die regering se besluit om die brandstofheffing tydelik te verlaag, kos die staat miljarde rand aan verlore inkomste, terwyl die verligting vir motoriste en besighede tot die einde Junie 2026 verleng is. Die minister van Finansies, Jeddah Gonongwana, het bevestig dat die opskorting 'n deel van die heffing voortgesit word om die druk van hoë brandstofpryse op verbruikers te verlig. Volgens raming lei die verlaging tot miljarde rande minder inkomste vir die fiskus, groter druk op die nasionale begroting, minder fondse beskikbaar vir infrastruktuur en dienslewerings. Die brandstofheffing is tradisioneel een van die regering se betroubaarste bronne van inkomste en enige verlaging het 'n direkte impak op die staatsfinansies. Kenners meen dat help om inflasiedruk te beperk, veral in 'n tyd waar lewenskoste reeds so hoog is. Die Griekwas is vasbeslote om 'n tuishalfeindstryd in die SA beker kompetisie te verseker nadat hulle die afgelope naweek 'n belangrike oorwinning teen die Pumas behaal het. Die span van Kimberley het met die sege hulle posisie op die punteleer verder verstewig en hulle self in 'n gunstige posisie geplaas om die uitspelrondes met tuisvoordeel te betree. Die hoofafrigter Pieter Berg het sy tevredenheid uitgespreek oor die span se vertonings tot dusver in die kompetisie. Volgens Berg speel die span met meer selfvertroue, word wedstrydplanne beter uitgevoer, is daar groter balans tussen aanval en verdediging. Hy het beklemtoon dat konsekwentheid nou die sleutel sal wees tot die laaste rondes van die liga. Die Griekwas het nog 2 belangrike wedstryde wat voorlê en die plan is duidelik: wen albei wedstryde, verseker 'n hoë posisie op die punteleer, kry die waardevolle tuisvoordeel in die halfeindstryd. Die ervare Walliese rugbyspeler Josh North het aangekondig dat hy aan die einde van die huidige rugbyseisoen gaan uittreë uit professionele rugby op die ouderdom van 34 jaar. North wat oor die jare heen as een van Wallis se nasionale span se mees invloedryke spelers beskou is, sluit sy loopbaan af na merkwaardige bydraes tot hierdie sport. North het sy naam gevestig as een van die mees gevreesde vleuels in internasionale rugby, bekend vir sy kragtige lopies, vermoë om verdedigers te klop, konsekwente drie op die hoogste vlak te druk. Hy het reeds op 'n jong ouderdom sy debuut vir Wallis gemaak en het sedertdien 'n sleutelrol gespeel in verskeie groot toernooie, insluitend in die 6 Nasie reeks en wêreldbeker toernooie.
Hy het ook vir topklubs gespeel, waar hy 'n belangrike rol in 'n sukses gespeel het en waardevolle ervaring opgebou het. Rugby-ontleeders en voormalige spelers het 'n hulde gebring aan North en hom beskryf as een van Wallis se beste spelers van sy generasie, 'n ware sportman gewees en leier op die veld en af van die veld. Sy uittrede word gesien as einde van die era. Spelers in die komende Wêreldbeker sokkertoernooi kan met 'n rooi kaart gestraf word as hulle monde bedek wanneer hulle gedurende konfrontasies met teenstanders praat. Spelers wat die veld verlaat uit protes teen skeieregterbeslissings kan ook nou met 'n rooi kaart gestraf word. FIFA het bevestig dat dit in die komende Wêreldbeker toernooi in werking sal wees. Die besluit bly die absolute diskresie van die skeieregter wat alle omstandighede sal oorweeg voordat hy 'n rooi kaart sal uitreik. Gianni Infantino, FIFA se president, sê hy verkies so afskrikeffek en hy steun alle rooi kaarte wat gegee sal word. Aryna Sabalenka, die voorste vrouespeler ter wêreld, het Dinsdag 'n skoknederlaag teen Hailey Batiste in die kwart eindronde van die Madrid Ope gelei. Die 30ste gekeerde Amerikaner was met 2-6, 6-2 en 7-6 die wenner en het haar grootste oorwinning tot nou toe nog behaal nadat sy 6 wedstrydpunte afgeweer het om vir die eerste keer die halve eindronde te kan haal. Sy sal nou teen die wêreldnommer 9, Mira Andreeva te staan kom nadat die Rus Leylah Fernandez van Kanada met 7-6 en 6-3 in die kwart eindronde gewen het. Die Suid-Afrikaanse golfspeler Dean Burmeister het sy optimisme uitgespreek oor die toekoms en groei van die LIV golfreeks wêreldwyd en meen die formaat het reeds 'n groot impak op die sport gemaak. Burmeister, wat self deel is van die LIV golf opset, sê die liga bied nie net mededingende golf op die hoogste vlak nie, maar bring ook nuwe energie en belangstelling na hierdie spel. Volgens Burmeister is een van die grootste sterktes van LIV golf die internasionale karakter van die toernooie. Spelers van reg oor die wêreld neem deel en wedstryde word in verskeie lande aangebied waar die sport sy globale bereik uitbrei. Hy glo dat hierdie benadering help om golf meer toeganklik en vermaaklik te maak met korter formate en spanelemente wat nuwe dinamika tot die spel sal toevoeg. Hoewel LIV golf reeds omstrede is in sekere kringe van die golfwêreld, meen Burmeister dat die fokus eerder op die toekoms moet wees as op die verdeeldheid. Hy glo die twee groot strome van professionele golf kan op die langtermyn moontlik saambestaan en mekaar versterk. Suid-Afrika se voorste kortafstand atleet, Akani Simbine, sal binnekort deelneem aan die aflos wêreldkampioenskappe wat in Gaborone, Botswana gehou word en die land se sportliefhebbers wag in spanning op sy bevestigde beskikbaarheid en deelname. Die byeenkoms, wat deel vorm van 'n internasionale afloskompetisie op topvlak, bring van die wêreld se vinnigste atlete bymekaar. Die nuus oor Simbine se deelname het groot opgewondenheid in Suid-Afrika ontlok. Hy word gesien as een van die land se mees betroubare medaljehoopvolles in baanatletiek en sy teenwoordigheid in die aflosspan gee 'n groot hupstoot aan die span se kanse. Akani Simbine bring waardevolle ervaring van 'n gewegspringe en konsekwente 100 meter prestasies na hierdie span. Sy rol in die aflos word as kritiek beskou, veral in die eerste of tweede skof waar momentum opgebou moet word. Afrigters glo dat sy teenwoordigheid, stabiliteit en selfvertroue in die span sal inbring. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for You. Jy kan vir Dian of Susan by 082 390 339 kontak. Hulle sê jy voertuig se registrasie namens jou waardig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1724, Polokwane 1220, Lephalale 1622, Mbombela 1225, Mahikeng 1423, Pretoria 1224, Johannesburg 1322, Ermelo 1012, Galagadi 1320, Gaborone 1625, Richards Bay 1431, Pietermaritzburg 1024, Durban 1427, Port St Johns 1324, Pongola 1628, Maputo 1929, Bethlehem 9 en 14, Bloemfontein 9 en 12 in die middag, Allewal Noord 9:14, Welkom 11 en 17, Vryburg 11:26, Kimberley 11 en 13, Appington 13 en 17, Prieska 12 en 17, Springbok 8 en 20 in die middag, Karasburg 11:22, Keetmanshoop 14:23, Mariental 14:23, Alexanderbaai 13 en 19, Brandvlei 10:21, Loederitsbaai 13:22, Vredendal 12:24, Kaapstad 13 en 19, Sutherland 8 en 17, George 10:23, Jeffreys Bay 11:23, Kabarra 10:26, Graafrenet 9 en 19, Kaaphooglas 10 en 18, De Aar 10 en 14, Molteno 6 en 11, Beaufort Wes 11:22,
Oos-London 11:23, Mabalane 19 en 29 grade Celsius in die middag. Hier is 'n verkorte weerberig provinsie vir vandag. Gauteng sal gedeeltelik bewolk wees en matig warm wees, kans vir laatmiddag donderbuie bestaan. KwaZulu-Natal warm en vochtig langs die kus, verspreide buie en donderstorms in die binneland sal voorkom. Die Wes-Kaap koel tot matig met sterk winde, bewolk met moontlike ligte reën langs die kus. Die Oos-Kaap gedeeltelik bewolk en winderig, warm in die binneland. Die Vrystaat sal warm wees met wolke wat later opbou, kans vir donderbuie is baie groot. Die Noordwes-provinsie warm met donderstorms in die middag en in die aand. Limpopo-provinsie warm tot baie warm, gedeeltelik bewolk met min kans vir reën. Mpumalanga warm met wolke en moontlike donderbuie in die Laagveld. Die Noord-Kaap-provinsie droog en warm met winderige toestande. Die markte vir die dag, die rand verhandel teen R16.75 teenoor Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.94. Die euro verhandel teen R19.58. Die pond kos R22.59. Die yen kos 10 sent. Platinum per fyn ons is $1,890. Palladium per fyn ons is $1,462. Silwer per fyn ons is $71.57. Goud per fyn ons is $4,542. Brent olie per vat is $121.45. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag word verder vir almal toegewens.